Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Met elke nuwe lidmaat gesprek wat ons het, is daar mense wat na die tyd agterbly en 'n koppie koffie drink en dan hierdie groot vraag vra. En dis van julle wat hierdie vraag gevra het. Wat glo julle? En dan verwys hulle gewoonlik na, maar wat glo Kruik? Voordat ek 'n lidmaat raak by hierdie gemeente, wil ek darm seker maak, maar wat is die geloofsbelijdenis van hierdie gemeente? Dis 'n baie belangrike vraag. Want soos het ons verlede week ook vir mekaar gesê het, dat dit wat jy en ek glo oor God, vorm ons hele lewe. Dit wat jy glo oor God, vorm wie jy is, jou identiteit. Dit wat jy glo oor God, beïnvloed jou verhoudings, of jy iemand is wat vergewe, of iemand is wat 'n wrok dra. Wat jy en ek glo oor God, beïnvloed ook ons toekoms, ons ewigheid. Wat ons glo oor God, vorm ons hele lewe. En hier is hierdie geloofsbelijdenis. Hier is van ons, en ek dalk moet ek die vraag vra, hoeveel van ons het groot geword met hierdie geloofsbelijdenis? Ken hierdie geloofsbelijdenis? Sê het rondom jou kyk, daar's 'n hele paar hande. Hier is van ons wat dalk uit 'n agtergrond kom waar jy weekliks hierdie geloofsbelijdenis herhaal het. Jy ken dit, soos wat jy het nou geluister het die woorde weer by jou opgekom. Hier is ander van ons wat dit dalk al so nou en dan gehoor het. Dalk by 'n nagmaaldiens of 'n doop. En dan is hier van ons wat dit dalk vir die eerste keer gehoor het, die afgelope 2 weke. Die geloofsbelijdenis, hoekom is 'n geloofsbelijdenis so belangrik? En ek wil 'n paar goed noem, maar ek wil dit graag vanoggend lees. Die rede is hoekom ek dink 'n geloofsbelijdenis vir jou en my so belangrik is, en ek het so 2 weke terug hierdie geskryf, en daarom wil ek seker maak, ek lees die regte woorde, maar heel eerstens, in 'n wêreld wat verdrink in morele verwarring, en wankel in kulturele kompromie, bied 'n geloofsbelijdenis vir jou en my hierdie sterk fondasie. En ons lewe in 'n wêreld en in 'n tyd waar mense sê, you do you. Wat jy glo is okay, wat ek glo, die waarheid is relatief. Maar wanneer ons sê, ons het 'n geloofsbelijdenis, sê ons, hier's 'n sterk fondasie, hier's sekere goed wat ons glo. En daarom begin hierdie geloofsbelijdenis ook met hierdie woorde, ek glo. Nie ek dink nie, of ek voel nie, of ek sal maar sien nie, maar ek glo. Ons het 'n fondasie nodig. Maar daar's 'n tweede rede hoekom 'n geloofsbelijdenis belangrik is. In 'n wêreld wat individualisme vier, herinner die geloofsbelijdenis my dat ek deel is van 'n groter liggaam. Een stukkie navorsing sê dat ons ongeveer 2,3 miljard Christene is wêreldwyd. En hierdie geloofsbelijdenis herinner vir jou en my dat ons is deel van 'n groter prentjie. Hier in Secunda is ons deel van 'n groter prentjie. En daarom, week vir week,
vier ons ook dit wat in ander lewegewende gemeentes gebeur in ons gemeenskap. Daarom werk ons ook saam met ander gemeentes in ons gemeenskap. Ons bid vir die leiers van ander geloofsgemeenskappe, ook hier in ons gemeenskap. Maar ons is nie deel van 'n groter prentjie in Sekunda nie. Ons is ook deel van 'n groter prentjie in Suid-Afrika. En deel van die kerk van Jesus Christus wêreldwyd. En daarom herinner hierdie geloofsbelijdenis vir jou en vir my dat dis nie net ek wat op my eie hierdie persoonlike verhouding met Jesus Christus het nie, maar jy's deel van 'n groter liggaam. Vrydag aand het ons hier by ons gemeente sommer net ook gevier ons medewerkers, want ons, elkeen, is medewerkers van God. Nie een van ons is 'n alleenwerker nie. En ek wil regtig nooi, volgende jaar, 2026, dat hierdie ook 'n jaar van groei sal wees in ons medewerkers, dat meer van ons ook na die kern van die gemeente sal beweeg. Daar's 'n derde rede hoekom ons 'n geloofsbelijdenis nodig het, en in 'n wêreld wat vinnige nuus en verbygaande woorde volg, leer die geloofsbelijdenis my om stadig en intentioneel die ewige woorde te bely wat generasies gedra het. Hierdie geloofsbelijdenis is nie gister uitgedink nie. Maar hierdie geloofsbelijdenis het sy ontstaan gehad in 200 na Christus. En as jy dink, deur die eeue, is hierdie geloofsbelijdenis gesing in aanbiddingsplekke. Jy het vanoggend 'n paar keer gesing. Hierdie geloofsbelijdenis is gebid in gevangenisse. Hierdie geloofsbelijdenis is ook gefluister deur letterlik miljoene mense wat al op die drempel van die dood gestaan het. En nou is jy en ek deel van hierdie groter prentjie. Ek glo. Wat jy en ek glo oor God is so belangrik, want dit vorm ons hele lewe. Ons is deel van 'n groter prentjie, en nou is ons hier in Sekunda, deel van Kruikgemeente, en Kruikgemeente het 'n baie spesifieke doel en roeping. En daarom het die Here ook al 'n paar jaar terug 'n visie wakker gemaak, ook in gemeenteleiers en in gemeentelede. Wat is 'n visie? 'n Visie is 'n prentjie van die toekoms wat passie in 'n mens wakker maak. 10-1 die maatskappy vir wie jy werk ook 'n visie. En die kerk van Jesus Christus het 'n visie, missie, en ons gemeente hier in Sekunda het 'n visie. Ons visie word vervat in 3 stellings om saam te stap, saam met Jesus te stap eerstens, saam met mekaar te stap, en dan derdens saam met ander te stap. En verlede week het ons gekyk, wat beteken vir ons prakties om saam met ander te stap? En vanoggend wil ek gaan na die eerste stelling van ons visie, om saam met Jesus te stap. Wat beteken dit vir ons prakties om saam met hom te stap? Ek wil 'n paar opmerkings maak. Die eerste opmerking is dit, dat wanneer ons sê ons stap saam met Jesus, om saam met hom te stap beteken ek volg hom, ek volg in sy voetspore, en ek hardloop nie vooruit nie. Ek wil jou nooi om te dink oor hierdie 2 woorde, dat die eerste woorde, die eerste opdrag, die eerste uitnodiging wat Jesus vir elkeen van sy disippels gee. As jy die evangelies lees, en vandag nog gee Jesus hierdie selfde opdrag aan elkeen van sy disippels. Dis 2 woorde. En jy kan raai wat daai woorde is. Volg my. Dis sy eerste opdrag. Jesus se eerste opdrag is nooit, hier's 5 dinge wat jy eers moet gaan leer en moet gaan baas raak in jou lewe, en dan kom jy terug na my toe. Dis nooit sy woorde nie. Jesus sê nooit vir mense, gaan sorteer eers jou lewe uit, en dan kan ons kyk en oorweeg of jy my kan volg nie. Maar sy eerste opdrag aan ons en aan jou en aan my is hierdie 2 woorde, volg my. As ek dink aan hierdie 2 woorde, dan dink ek dadelik aan, ons moet besef wie dit is saam met wie ons stap. Wie is dit wat ons volg? Want wie ons volg is baie belangrik.
As ek dink aan wie ons volg, en om te besef wie ons volg, dan dink ek aan 'n insident so 'n paar jaar terug in my eie lewe. Ons seun Jan Willem was toe so 4, 5 jaar oud gewees, en ek het 'n paartjie ontmoet die dag, en die man speel, hy's die drummer van 'n baie bekende Suid-Afrikaanse band. En ek vertel hom van my seun wat ook lief is vir dromme, en hy sê vir my, wel, heel toevallig, ons het vandag ontmoet, en vandag is die laaste dag waarin hulle band gaan optree in Suid-Afrika, en ek is baie welkom om my seun te bring vir hulle klanktoets. En dan kan hy 'n bietjie kyk wat hulle doen en die res van die orkes ontmoet. Natuurlik het ek daai geleentheid aangegryp. Hy sê toe vir my, maar as jy by die venue kom, al wat jy moet sê is, noem my naam en sê, jy is saam met my. Ek het dadelik teruggery Bellville toe. Ek het my seun opgetel, ons het teruggejaag Kaapstad Middestad, en ek onthou ons het in so 'n systraatjie ingery, 'n baie dodgy straatjie, en daar was hierdie deur, 'n ongemerkte deur, die deur waar nie die publiek ingaan nie, maar waar die orkeslede ingaan. Ek het so huiwerig aan daai deur geklop, en 'n groot ou het hierdie deur oopgemaak, het gelyk asof hy geslaan is met 'n nat koerant, en hy het vir my gesê, kan hy help? Kan hy my help? En ek sê toe vir hom, ek is saam met, en ek noem die drummer se naam, en hy het vir my gesê, kom in, dadelik, jy's welkom. Ons het ingestap, en dis 'n donker gangetjie, donker gangetjie. Ek het besef, hier's nie baie mense wat hier kom nie. En ek onthou my seentjie, 4 jaar, 5 jaar oud, hy hou my hand vas, en al wat hy kon uitkry, hy sê vir my, papa, mag ons hier wees? En julle weet wat my woord aan hom was? Met meer selfvertroue sê ek vir hom, natuurlik, want ons is saam met hom. En ek noem die drummer se naam. Ons kom by 'n tweede hek, en daar staan nog 'n groter persoon by hierdie hek, en hy sê vir my met 'n bulderende stem, kan hy my help? En nou weet julle wat my antwoord aan hom was. Met groot bravade sê ek vir hom, ons is saam met hom. En hy maak die deur oop. Hy sê vir my, meneer, ek het nog nooit 'n kind in hierdie venue gesien nie. Ons stap in, en daar staan en kyk ons na hierdie band se klanktoets. Na die tyd kom hulle van die verhoog af. Hulle gee my seun high fives, praat met hom, en die leier van hierdie groep sê vir my, maar hoe het julle hier uitgekom? Julle weet wat my antwoord was? Ons is saam met hom. 'n Lang storie om hierdie punt te verduidelik. Besef jy en ek vanoggend wie dit is wat vir ons sê, volg my. As ons vanoggend sê, stap saam met Jesus. Hierdie geloofsbelijdenis praat oor Jesus Christus as volg. Hy sê, ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, is God se eniggebore seun, ons Here. Kom ons dink aan hierdie naam van Jesus. Weet, Jesus beteken God red, of die Here is my verlosser. Kan ek dit gou so tong in die kies sê, dis nie meer heilig om die Hebreëse name van Jesus te gebruik. Net so tong in die kies. Maar die naam Jesus beteken God red, die Here is my redder. In Matteus 1 vers 21 kom die engel na Josef toe en hy sê, jy moet hom Jesus noem. Met ander woorde, redder, verlosser. Want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Kan ek dit sê vanoggend? Dat Jesus het nie gekom om slegte mense goed te maak nie. Maar Jesus het gekom om mense, soos ek en jy, wat die dood verdien, om hulle lewend te maak. Hy is die verlosser. En nou is dit hy wat vir jou en my sê, volg my, stap saam met my. Hy is Jesus Christus. Christus is nie sy van nie. As Jesus in ons tyd moes leef en hy moes binnelandse sake toe gaan en vorms invul, wat is jou naam? Jesus van? Hy sou nie geskryf het Christus nie, dis nie sy van nie, dis 'n titel. Christus wat beteken
Messias of die gesalfde. Hy is die gesalfde een, die een wat deur God gesalf is. Nou as jy dink aan salwing in die Ou Testament, wie is mense wat gesalf is? Priesters, konings en profete. En nou kom Jesus, en daar in Matteus 16 vers 16, en van my gunsteling gedeeltes ook in die Nuwe Testament, hy vat sy disippels, die jong Joodse seuns, na 'n area toe met die naam van Caesarea Philippi. Dit was een van die gevaarlikste dele van sy tyd. Jou ouers sou jou gewaarsku het oor Caesarea Philippi. As Joodse seun sou jy nie jou voete gesit het in Caesarea Philippi nie. Hulle het geglo, hierdie was die deur van die onderwêreld, die kontak van die onderwêreld met ons wêreld. En tussen al daai afgode in Caesarea Philippi, vra Jesus vir hierdie bewende disippels 'n baie belangrike vraag, die vraag wat jou en my lewe vorm. Hy vra vir hulle, wie sê die mense is ek? Wie sê die mense? As jy hierdie vraag by jou werk moet vra, wat dink jy gaan mense antwoord? By jou skool? By jou universiteit? Wie sê die mense is ek? En hulle skiet antwoorde. En dan kom Jesus met 'n persoonlike vraag. Ek hoor wat sê julle, wat sê die kultuur? Wie sê die kultuur is ek? Maar kom ons maak dit persoonlik. Wie sê jy is ek? Want wat jy en ek glo oor Jesus Christus vorm ons hele lewe. En dis Petrus wat uitroep, hy sê in Matteus 16:16, hy sê, u is die Christus, die gesalfde een van God, né? Die seun van die lewende God. Nou kan jy dink, as ons dus vanoggend bely en sê, ons is 'n gemeente wat saam met Jesus stap, dan stap ons saam met die een wat koning is, wat regeer, wat die priester is, wat die profeet is, wat die Christus is, die gesalfde, die verlosser is. Dis 'n geweldige stelling in ons visiestelling. Ek stap saam met Jesus. Maar dit stop nie daar nie. Jy sien, daar's 3 gedeeltes in die Bybel. As jy vanoggend hier is en jy wil 'n prentjie kry van wie Jesus is. Dalk is daar iemand by jou werkplek wat nodig het om 'n volle prentjie van Jesus te kry. 3 hoofstukke en dit is maklik om te onthou. Johannes 1, Kolossense 1 en dan Hebreërs 1. Vertel vir ons van wie Jesus is. Dit gaan nie op die skerm verskyn, almal gaan nie op die skerm verskyn nie, maar ek wil van hulle vir ons lees. En as jy jou Bybel hier het, wil ek jou nooi, asseblief, maak notas in jou Bybel, merk dit. Die werkswinkel wat die vroue gaan aanbied oor journaling, gaan so 'n hulpvolle werkswinkel wees vir jou Bybelstudie. Maar Johannes 1, kom Johannes, en hy begin sy evangelie baie interessant. Hy begin nie soos die ander evangelies met die geslagsregister van Jesus nie. Hy gaan dadelik baie teologies in, om te sê, maar sien wie Jesus is. En dan lees ek vir julle uit die message uit, die parafrase, hy sê, the word, as hy van Jesus praat, the word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Hy stel dit mooi, né? Dat Jesus is God self, wat hier op aarde kom woon het. He moved into our neighborhood. Die teologiese woord vir dit is inkarnasie. Jesus is nie net 'n inspirasie nie, kan ek so 'n stelling maak. Hy's die inkarnasie. Hy's God self met ons. Hy maak die onsigbare God sigbaar vir jou en vir my. Dis Johannes 1. In Kolossense 1, kom ons lees saam Kolossense 1. In Kolossense 1 vind ons een van die eerste aanbiddingsliedere van die eerste kerk. Dis 'n lied oor Jesus. Kom ek lees 'n paar gedeeltes, vers 15. Hy sê, die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Hy sê die seun is eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en in aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Jesus se ontstaantyd is nie met die geboorte van Jesus nie.
Een van die dae is dit Kersfees, ons vier sy geboorte. Maar Jesus is die ewige seun van God. Reeds by die skepping is Jesus betrokke by die skepping van ons wêreld. Kom ek lees nog vers 19 van Kolossense 1. Hy sê, God het besluit om met sy, hoor hier, met sy volle wese in hom te woon. Dis die Jesus saam met wie ons stap. Hebreërs, kom ons blaai na Hebreërs toe. Hebreërs 1. Hy sê, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Vers 3. Uit hom, dis Jesus, straal die heerlikheid van God. En hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van die sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Wat 'n beeld van Jesus, 'n mooi beeld. Dat wanneer jy en ek sê dat ons stap saam met Jesus, dan sê die skrif, dis die een wat die volle wese van God in hom het, wat alles wat ons kan sien en dink, in stand hou. Met respek gesê, dis nie hierdie hippie beeld van Jesus, wat maar net sê, liefde vir almal, verstaan my nou mooi, as ek dit sê, hierdie kinderbybel beeld van die een met die pragtige blonde hare en 'n skapie in sy arms hou, die liewe Jesus van die kinderbybel. Jesus is soveel groter. En my gebed vir oggend is dat jy en ek, dat ons nie 'n klein beeld van Jesus sal hê nie. Dat wanneer ons by Kruikgemeente sê, kom stap saam met Jesus, dat jy sal weet, saam met wie jy stap. Dit bring my by die tweede gedeelte, dat om saam met Jesus te stap, en dis 'n groot stelling, beteken om deur hom gevorm te word, en nie net deur hom geïnspireer te word nie. In Handelinge 2, dis 'n baie bekende gedeelte op die dag van Pinkster, waar Petrus opstaan, hy sê, die hele Israel moet nou vas en seker weet. Met ander woorde, die hele bekende wêreld, vandag sê hy opgestaan, die hele wêreld, almal moet dit weet. Wat moet ons weet? God het hierdie Jesus, verlosser, wat die hele gekruisig het, die Here en Christus gemaak. Maar nou is die uitdaging, is hy Here van jou lewe? Daar's soveel dinge wat Here is van ons lewens. Hierdie geloofsbelijdenis was 'n geweldige stelling ook in sy tyd. In die eerste eeu het van die politieke leiers vereis dat hulle Here genoem word. En nou is hier 'n beweging van volgelinge van Jesus wat sê, nee, ons het 'n ander Here. Maar ek wonder, wat is die Here in ons lewe, in ons leefwêreld? Dit laat dink my in 'n kostelike storie van die pa wat besig is om pannekoek te bak met sy 2 seuns, en die 2 seuns stry, wie gaan eers die pannekoek kry? En die pa dink, hierdie is nou 'n leergeleentheid, en hy sê vir die 2 seuns, boetas, as Jesus vandag in ons huis was, so hy vir sy boetie gesê het, eet jy maar die eerste pannekoek. En toe draai die klein seentjie na die groter een, hy sê, boetie, wees jy vandag Jesus? Maar wanneer ons saam met Jesus stap, kan ek nie na die wêreld rondom my draai en sê, maar wees jy vandag Jesus? Maar wanneer ek sê, Jesus is Here van my lewe, dan sê ek, Here, kom vorm my lewe. Dis nie maklik nie. Here, kom vorm my idee van hoe ek dink oor seksualiteit, oor rasisme, oor ongelykheid. Kom vorm u karakter in my, Here. Ek wil soos Jesus leef. Dit vra 'n totale oorgawe.
Petrus maak hierdie stelling en hy vertel vir hierdie mense, die duisende wat voor hom staan, wie Jesus is. En toe is die mense se eerste reaksie, maar wat moet ons doen? Wat word van ons verwag? En in kort sê Petrus, weet jy wat word van jou verwag? Totale oorgawe. Petrus antwoord hulle in vers 38 en hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Kerkgemeente, wat glo julle? Ons glo in bekering. Ons glo daar moet in jou lewe 'n bekering plaasvind. Ons kan nie net weet van Jesus. Wat's bekering? Bekering is letterlik, ek lewe op 'n bepaalde manier en dan kom 'n tyd in my lewe en vir sommige van ons is dit 'n dag en tyd, vir ander van ons is dit 'n proses waar ek omdraai en sê, Here, ek wil U rigting volg. Het daar al 'n bekering in jou lewe plaasgevind? Deel van die bekeringsproses is die doop. Kyk, wat glo julle? Die doop is hierdie stap van gehoorsaamheid en daarom vra mense, hoe doop julle? Doop julle kinders? Doop julle volwassenes? Die onderdompeling, hoekom onderdompel julle mense? Dis deel van jou bekering. Waar jy op 'n plek kom en sê, die Here, Jesus Christus, word die Here van my lewe. En nou, die doop is hierdie getuienis van hierdie gebeure. Dis 'n stap van gehoorsaamheid eerstens. Tweedens, dis 'n getuienis waar ek vir 'n gemeente, vir 'n geloofsgemeenskap, vir my familie sê, dat Jesus is die Here van my lewe. Moet jy perfek wees? Nee. Die doop is nie vir mense wat perfek is nie. Dis vir mense wat Jesus Christus Here maak van hulle lewe. Dis deel van jou bekeringsproses. Daar's iets misteries wat gebeur met die doop. In die boek Romeine sê hy dit. Hy sê daar's 'n eenwording, hoor jy, 'n eenwording met die dood en die opstanding van Jesus. Ons het die 30ste November, ons volgende doopgeleentheid. Ek het 'n groot verwagting vir daardie geleentheid. Teen die einde van November gaan mense wêreldwyd terugkyk oor hierdie jaar en ons gaan vir die Here dankie sê vir hierdie jaar, wêreldwyd. Kan jy dink as jy op daai dag gedoop word, om te sê, Here, dankie vir die lewe wat U vir my gee. En Here, dis 'n nuwe jaar wat aanbreek met die adventseisoen en daarom rig ons ook, omdat ons Jesus volg, ons jaar se ritme rondom die lewe van Jesus. So met advent, ons regmaak vir sy geboorte, sê ons, Here, ek kan nie dink as jy net sê, ek word gedoop 30ste November, en ek stap hierdie pad saam, met verwagting ook, vir U wat gekom het in ons wêrelde. Dis die tweede gedagte, dat om Jesus te volg, vorm my hele lewe. En dan is daar derde gedagte is, as ek Jesus volg, om saam met hom te stap, beteken dat ek nooit alleen stap nie. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie, jy stap nooit alleen nie. Hier's twee dinge wat ek opgelet het die afgelope tyd oor hierdie geloofsbelydenis. Dalk het jy dit ook raak gesien. Buiten waar daar gepraat word oor God, oor Jesus, oor die Heilige Gees, is daar twee mense se name wat gebruik word in hierdie geloofsbelydenis. Maria en Pontius Pilatus. As jy moet dink aan die sosiale skaal van die eerste eeu, het Maria heel onder gelê. 'n Jong Joodse tienermeisie onder Romeinse beheer, heel onder op hierdie skaal. Die tweede naam, Pontius Pilatus. Hy is een van die persone wat heel bo op hierdie sosiale skaal is. Hy is die gouverneur, die Romeinse gouverneur van Jerusalem, onder andere. Vir wie het Jesus gekom? Vir albei. Vir Maria en vir Pontius Pilatus. En vir almal tussenin.
Ek weet nie waar jy jouself bevind nie. Maar hoor vanoggend hierdie woorde. Om saam met Jesus te stap beteken jy gaan nooit alleen stap nie. Maar dit maak nie vanoggend saak wie jy is nie. Wie jy is nie. Maar die tweede ding is dit maak ook nie saak vanoggend wat jy deurmaak nie. Jy's nie alleen nie. Wat my opgeval het van hierdie geloofsbelijdenis net weer opnuut is die woorde wat gebruik word om Jesus se dood te beskryf. Kom ek noem hierdie woorde, hy's gekruisig, hy het gesterf, hy's begrawe, hy het ter helle neergedaal. En ek lees dit en ek dink, maar hoekom so baie woorde om te beskryf, om dalk een ding te beskryf? Dalk, om vir jou en vir my te sê, daar's geen donkerte wat ons beleef, wat Jesus nie ken nie. Maak nie saak wat jy deurmaak nie. En toe dink ek aan 'n baie eenvoudige illustrasie, wat hierdie vir my bevestig hierdie week. In die reeks, The West Wing, is daar in een van die episodes, teen die einde van die episode, is daar 'n konsultant wat hy het posttraumatiese stres. Daar was 'n skietvoorval gewees en hy moet gaan vir berading. Maar hy sukkel om sy hart oop te maak. Hy voel skaam oor wat hy beleef. Een van sy kollegas loop hom raak en sy kollega is iemand wat verslaaf was aan alkohol en vryheid gekry het van alkoholisme. En hierdie kollega begin vir hom 'n storie te vertel. Hy sê vir hom, daar was hierdie man gewees wat in 'n baie diep put, donker put geval het. En hy het gesukkel om uit te kom. En terwyl hy roep vir hulp, kom daar 'n dokter verbygestap en die dokter hoor hom en hy skree vir die dokter, help, ek wil uit hierdie gat. Die dokter stop, hy skryf 'n voorskrif en hy gooi die voorskrif in die gat af. En hy sê, jy behoort beter te voel oor 'n paar dae. 'n tweede man kom verby, dis 'n predikant. En weer roep die man uit, help. Die predikant stop. Hy skryf 'n gebed. En hy gooi die gebed in die gat af na die man in die put. En hy sê vir hom, bid hierdie gebed 3 maal 'n dag. Jy sal beter voel. 'n derde man kom verby, hy sien, dis 'n vriend van hom. Hy roep uit, hy roep sy vriend se naam. Hy sê, help, ek moet uit hierdie put uitkom, ek weet nie hoe om uit te kom nie. En hierdie vriend spring in die put. En hierdie man hy's kwaad, hy's teleurgesteld. Hy sê, hoekom spring jy in die gat? Nou is ons albei in hierdie gat. Hoe gaan ons uit hierdie put uitkom? En is hier waar hierdie vriend vir hom sê, ek was al in hierdie gat gewees. Ek was al in hierdie put gewees. En ek weet hoe om hier uit te kom. Jesus Christus, hy ken nie net die weg uit nie. Hy is die weg uit. Elke donkerte, elke skaamte, elke teleurstelling wat jy en ek al in ons lewens beleef het hy beleef. Hy weet van dit. En daarom, en hier is my geliefde stelling, dat God doen van sy beste werk in die donkerste oomblikke van ons lewe. Wanneer jy en ek vanoggend sê, ek glo in Jesus Christus, dan verklaar ons nie 'n dogma nie. Maar ons roep 'n naam uit wat hemel en aarde verander het. Hy is die gesalfde wat gestuur is, hy is die verlosser wat vir jou en vir my gelei het. Hy is die koning wat regeer. En daarom, as kerk en ook as liggaam van Christus hier in Secunda, kan jy en ek met vuur in ons stemme en met geloof in ons harte vanoggend uitroep, ek glo in Jesus Christus, ons Here. Kom ons sluit ons oë, dan bid ek vir ons saam. Terwyl jou oë so gesluit is, wil ek wil 2 uitnodigings rig vanoggend.
Ons het 'n gebedsspan wat graag saam met jou wil bid vanoggend. En as daar nog nie 'n bekering in jou lewe plaasgevind het nie, en jy vanoggend wil sê, ek wil my lewe oorgee aan Jesus Christus, wil ek jou nooi na die diens, om net hier voor in die voorste sitplekke te kom sit, en iemand wil graag saam met jou bid, en vir jou deur dit lei. Die tweede uitnodiging is dit, dat as jy van ons is, wat op hierdie stadium voel, jy's in 'n put, ons wil graag saam met jou bid, en sê, daar's een wat nie net weet van 'n put nie, maar wat self die weg uit daai put uit is. Jy is ook welkom na vore te kom. Here, dankie, dat ons vanoggend hierdie geloofsbelijdenis kan uitroep, saam met letterlik miljoene gelowiges wêreldwyd. Ek glo in Jesus Christus, God se eniggebore seun, ons Here. Here, dankie dat U ook vanoggend vir ons hierdie uitnodiging gee, hierdie opdrag gee, volg my. En ons wil sê, ja, as individu wil ek stap saam met Jesus. En as gemeente, dan verklaar ons ook, Here, ons is 'n geloofsgemeenskap, wat nie op ons eie stap nie, maar wat stap saam met U. Ons dank U in Jesus naam. Amen. As jy 'n volle prentjie wil kry van wie Jesus Christus is, gaan kyk na die evangelie van Johannes. Daar's so 7, 8 stellings, ek is stellings, waar Jesus vir ons sê wie hy is. Hy self wat vir ons sê wie hy is. Ons hoef nie te wonder nie. En deel van die droom, die visie wat die Here ook vir ons gee, is om langs ons klipkerk hierdie belewenstuin op te rig, en alles in daai tuin gaan wys na Jesus Christus. Kan jy dink, as jy op jou eie wil kom stil word, deur daai tuin stap, en alles maak jou bewus van Jesus, saam met jou gesin. Duisende mense wat elke dag hier verbyry, soos hulle kyk na die tuin, dat hulle bewus raak van wie Jesus is. Ek wil nou om jou verbeelding saam met my te gebruik. Langs die klipkerk gaan ons 'n hekkie oprig, klipmuur. En by daai muur, die woorde waar Jesus self sê, ek is die deur. Soos wat jy deur daai hekkie stap, word jy omring met pragtige wit rose, wit plante, 'n groot mosaïekwerk, en dan hierdie woorde waar Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Soos wat jy aanstap met hierdie paadjie, word jy omring met broodbome, met hierdie woorde van Jesus, ek is die brood, ek is die brood. En dan hierdie pragtige kruis wat ons het hier in Sekunda as 'n baken, waar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Net regs van die kruis is daar 'n pergola, en verlede week het ons begin werk aan hierdie pergola, en hierdie pergola gaan oortrek word met wingerd, met hierdie woorde waar Jesus sê, ek is die wynstok. Alida gaan vir ons 'n bietjie verder deel, net hoe ons elkeen betrokke kan wees by hierdie projek. Julle het reeds gesien, daar is 'n groot kruis wat opgerig is vroeër jaar met Paasfees, en ek glo dis 'n baken in ons dorp. Elke keer as mense verby ons kerk ry, dan sien jy die magtige 8 meter hoë kruis. En dit is opgerig deur mense in ons gemeenskap en in ons gemeente wat fondse gegee het, wat hulle werkswinkels en by hulle besighede oopgemaak het om hierdie massiewe kruis te bou. Trokke te reël om te kom aflewer hierso. En ook sementtrokke om dit te kom vassit. Mense uit ons eie geleedere. En dis wat ons vandag ook vir julle vra, vir ons volgende fases waarmee ons besig is. Die pergola is in wording, ook word dit gemaak deur iemand in ons gemeente wat hulle vernuf en hulle skills bymekaar sit, hulle tyd vir ons gee, en mense wat vir ons fondse gegee het. So baie dankie daarvoor. Ons volgende fases is baie belangrik. Ons kan geen plante plant voor ons die volgende fases afhandel nie, want ons gaan die hele plek amper weer omdolwe. So ons wil baie graag 'n paadjie bou
van een stasie na die ander, van die begin tot die einde. Ons het 'n paadjie nodig om op te kan stap. En hierdie paadjie gaan dan ook verteenwoordig, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So dit is deel van ons tema van die Ek is tuin. Nou daardie paadjie se oktasie is so R20.000. Ons gaan 'n klomp kabelstene lê en met sement vasmaak en dit werk basies uit op R100 per pywer en dan sy sement, sy stene ensovoorts. So ons het daar agter in die ingangsportaal langs die kontakpunt het ons 'n grid opgetrek met 200 blokke. Elkeen is R100 werd. En ons wil baie graag vir julle vra, beroep op julle doen, om vir ons te help bydra, sodat ons daardie paadjies so gou as moontlik kan bou. Wanneer die paadjie in plek is, dan kan ons die 3 by 3 meter mosaïek in die grond laat sit, en ons kan begin die plante plant. En dan kan ons almal die spasie begin geniet. So ek hoop en glo, julle droom saam met ons en besef die impak wat dit kan maak, nie net vir ons as gemeente nie, maar vir elke persoon in ons dorp, 'n plek waar ons die Here op 'n ander manier kan ervaar. En soos julle ook kan sien op hierdie prent van die tuin, dis asof God se vinger, Jesus se vingerafdruk daar sal wees. Ons glo sy teenwoordigheid, mense gaan kan sien wie hy is, hierdie unieke persoon wat vir ons kom sterf het. So asseblief julle, maak julle harte oop, help vir ons met hierdie projek, sonder julle kan ons dit glad nie doen nie, dis onmoontlik. Ons het hierdie droom, en ons glo Kruikgemeente kan ons help, sodat ons hele gemeenskap hierby kan baat vind. Baie dankie by voorbaat. En dan wil ons graag net vir julle sien om 'n heerlike Sondag verder hê. Onthou daar's koffie en tee in die kafee en vanaand se aanddiens is in die Klipkerk om 6:30. Heerlike Sondag vir almal.